Nou vanmôre skop ons nuwe reeks af. En ek weet nie wie van julle was lief toe julle dalk nog sou gefliek het en toe westerns baie groot was. My pa was 'n liefhebber van western flieks. En vanmôre se tema van ons nuwe 4 weke reeks is The Good, the Bad and the Ugly. En in daai reeks of in daai fliek was daar oomblikke wat uitsonderlik was, baie lekker was, goed was, slegte oomblikke waar hulle mekaar doodgemaak het, en dan hierdie een spesifieke ou in die fliek wat almal na verwys het as die arme, lelike persoon. En vanmôre gaan ons 'n bietjie gesels oor hoe ek en jy dankbaarheid in elke omstandigheid kan weerspieël. Dankbaar kan wees vir die Here se guns, en hoe sy guns eintlik in ons lewe lyk. Nou Genesis 50 vers 20 skop af en sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Ek en jy weet vanmôre, die lewe is nie eenvoudig nie. Die lewe kom nie in netjiese mooi verpakte pakkette en pakkies nie. Die lewe is vol hoogtepunte, maar in daai selfe lewe is daar 'n klomp laagtepunte. Ons vind onsself soms op die berge en ander kere in die valleie. Ons beleef oorwinnings, maar ons beleef ook pyn, hartseer. En as ek en jy vanmôre dink aan fotos, dan is fotos eintlik 'n baie mooi weerspieëling van dit wat ek nou net gesê het. Fotos het die manier om blye oomblikke vas te vang. Gelukkige oomblikke, oomblikke saam met die familie, maar dit het ook die vermoë om die hartseer oomblikke vas te vang. Baie keer wanneer ons by begrafnisse is, dan neem hulle fotos, wat ons nog nie oor die oomblik nie. Of ouma wil nou 'n foto van die kleinkinders neem, en die kleinkinders wil rondhardloop, en hulle wil nie in hierdie foto wees nie, en is rooi oë en skewe kyke, wanneer die kamera die foto neem. Fotos herinner ons aan wonderlike tye, goeie tye, maar ook aan dinge wat ons nie graag aan herinner wil word nie. En ons gaan so 'n bietjie in hierdie reeks fotos bymekaar sit, waarin ons kan terugblik en oomblikke kan onsself aan herinner wat goed was en dalk minder goed was, maar dit help ons om vorentoe te kyk na die oomblikke wat nog kom. Ons sien in die Bybel, is daar 'n klomp stories van mense wat besef het, God is aan die werk, selfs toe dinge pynlik en baie verwarrend in hulle lewe was. Hierdie Bybelse stories help jou en my en beklemtoon God se voorsiening en dat ek en jy kan vashou aan God se voorsiening. Dit help ons om te verstaan wat vergifnis regtig is en die belangrikheid om nie vasgevang te wees in my gister, my vandag nie, maar dat ek lewe met 'n hoopvolle verwagting na my môre toe. Wanneer ek kan stil staan by waar ek nou is en God nog in my oomblik kan raak sien.
Want ons is baie keer geneig om gevangenisse te word van ons gister en ons nou. Jy sien, in ons verhouding met hom word ek en jy konstant herinner. Romeine 8 sê, alle dinge, the good, the bad and the ugly, alle dinge werk tot my voordeel, omdat ek die Here liefhet. En baie keer word hierdie vir ons soms 'n uitdaging, want ons beleef moeilike tye. En omdat ons baie keer so in die nou is, stop ons nie, haal asem nie. En omdat ons dit nie doen nie, sien ons nie die Here betrokke in ons lewe nie. Ek onthou baie keer, as ons deur 'n besige seisoen gaan, sal Sunay altyd vir my sê, stop and smell the roses. Ken julle daai gesegde? Stop net 'n bietjie en haal net 'n bietjie asem, want dis in daai oomblikke waar jy jouself kan herposisioneer om regtig die goedheid en die guns van die Here in jou lewe te sien. Maar as ons praat van guns, wat is guns dan? Jy sien, dis een van daai woorde wat ons baie graag wil hoor en wil beleef. Want ons het die idee van guns baie keer in wêreldse terme. Dis wanneer dit met ons finansiëel goed gaan. Dis wanneer ons in 'n mooi huis bly, mooi klere en mooi karre, in al die plastiek wat die wêreld neersit. Maar nêrens in die skrif word ek en jy hierdie idee van guns gegee nie. Ons verstaan guns baie keer verkeerd. Guns is nie in onmiddellike sukses of in maklike seëninge nie. Dit word soms gevind in die put en in die donkerte, in die seer, in die tronk, in die proses van die lewe. Daar vind ons baie keer guns. Guns is 'n verwysing en 'n belewenis wat ek het in my verhouding met my hemelse Vader, met Jesus en met die Heilige Gees. En vandag gaan ons bietjie kuier om 'n verhaal, Josef, in die skrif, wat verstaan het, wat guns regtig bedoel. Jy sien, hierdie verhaal herinner jou en my daaraan, dat die Here se guns nie oor my gemak gaan nie, maar dat dit eerder gaan oor sy teenwoordigheid in my lewe. Ons is gou om te sê, ek het nie 'n goeie lewe nie en die lewe werk nie uit nie as dit ongemaklik is. Maar guns gaan eintlik oor sy teenwoordigheid, oor sy stem, oor sy nabyheid, oor hierdie pad wat ek saam met hom stap. As ek daai belewenis het en dis deel van my lewe, dan beleef ek eintlik in werklike terme guns ten volle in my lewe. Jy sien, dit gaan nie vanmôre daaroor dat ons in die lewe gespaar word van 'n put ervaring nie, maar eerder om die Here in die put saam met my te beleef. Hierdie reeks, The Good, The Bad and The Ugly, gaan ons 'n bietjie indelf in wat dit beteken om dankbaar te wees vir sy guns in mindere goeie tye. In seer oomblikke, in slegte tye, in pynlike oomblik, nog steeds die hand en die vingerafdrukke van die Here in my storieboek te sien. Om te stop en die rose te ryk. Want jy sien, ons moet verstaan vanmôre, sy guns begin dikwels in die mees onwaarskynlike plekke. In Genesis 37 lees ons die verhaal van Josef en hy gaan aan in die hoofstukke en ek wil lees vanaf vers 3. Ek wil vir ons 2 verse voorhou, vers 3 en 4. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n klere met lang moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer lief het as al sy broers, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Wat gebeur in hierdie 2 verse? In hierdie 2 verse kom die vader en hy druk sy liefde uit op 'n besondere manier vir sy seun Josef. In Bybelse tyd was die klere wat jy gedra het 'n spieelbeeld van jou stand en hoe mense oor jou gevoel het. So die skrif kom baie duidelik en sê, hierdie was 'n besondere kleed, 'n rok wat hy gedra het. Nie gewone moue nie, lang moue,
kleurvolle moue. Dit was 'n simboliese verklaring van die Vader se liefde oor sy seun. Dit was 'n gunsuitspraak verklaring. Maar hierdie guns het hom 'n teken gemaak in die plek waar hy veilig moes wees. Iets wat gunstig vir hom was, het tot baie pyn en ongemak gegaan. Iets wat 'n voorreg was, word 'n baie negatiewe ervaring. Ek wil vanmôre sê, soms gebeur dinge in die lewe. Ons lewe in 'n gebroke wêreld en goed gebeur met goeie mense. Maar wanneer ons in daardie situasies is, moet ons vanmôre verstaan, dis geleenthede, dis voorbereiding in ons lewe vir die Here om homself te kom verheerlik. Dis nie 'n oomblik waar ek en jy stil staan en by stil sit en 'n partytjie hou oor ons seer nie. Nee, dis waar ons in daardie oomblik kies om die Here raak te sien. Ons is soveel keer geneig om pyn en moeilike tye te verwar met straf. Moenie dat ons glo dat die uitdrukking van wat in ons lewens gebeur, dit 'n verwysing is van hoe die Here oor ons voel nie. Alles werk tot ons voordeel. Sy broers kyk na hierdie. Sy huishouding, waar hy moet versorg word, waar hy moet lief geword wees, waar hy saam met sy broers die volheid van sy pa se liewe en liefde tussen mekaar moet beleef, word die plek waar afguns, jaloesie, my brein hardloop voor my mond uit, jaloesie, word die plek waar hy seer gemaak word. Kan julle dink hoe dit voel? Hierdie omgewing wat jou veiligheid moet wees. Die guns wat ander mense jaloers maak, kan die oomblikke wees wat jou vat na hoër plekke. En ons gaan aan met die storie van Josef. Want dis vanmôre belangrik om te verstaan dat die Here se guns is nog steeds teenwoordig in die slegste oomblikke. Hoor wat sê vers 23 en 24. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se klere uit. Hulle sê nie net sy kleed nie, sy klere. So ons neem aan dat hulle hom heeltemal ontklee het. Die klere met lang moue wat hy aangehad het. En hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg, daar was geen water nie. So die verwysing in die kommentare sê, hierdie was 'n ou waterput gewees, waar hulle water getrek het, maar daar was nie meer water nie. Nou 'n waterput is nie 'n 2 voet gat in die grond nie, dis 'n baie diep put. So hulle gooi hom daarin, heel waarskynlik sonder enige klere, in 'n posisie waar hy nie kan uitklim nie, en ook nie toegang het tot drinkende water nie. 'n Negatiewe, slegte, hopelose posisie deur mense wat veronderstel is om hom lief te hê. Hierdie put was donker, eensaam. Dit was onregverdig want hy het niks gedoen om dit te verdien nie. Dit was onverdiend. Dit was nie straf gewees nie. Hy bevind hom in hierdie situasie. Hoeveel keer gebeur dit in die storie van ons lewe? Dat dinge onverdiend gebeur. Dat onregverdige dinge gebeur met goeie mense. Dat ons beleef, ons is in 'n woestyn en dis donker om ons. Maar vanmôre het ons nodig om te hoor, hoe resoneer die woorde van die Here, selfs in die donkerste put, is ek saam met jou. Soms is die put die plek waar die Here begin om sekere dinge te verander en te verwyder wat nie deel is van die oorspronklike plan en doel vir ons lewe. Want in die put leer ons 'n afhanklikheid wat ons nie noodwendig sou geleer het nie. Ek meen, as ek in 'n put is of nie in 'n put is nie, hoekom bid ek, Here, haal my uit die put uit? Of wanneer ek in 'n put is, bid ek,
Here, verander my persepsie en my belewenis, want as ons nooit daar is nie, het ons nooit nodig om te groei in daardie areas nie. Die put leer my dat ek afhanklik is van hom en van hom alleen. Dis waar ons ontdek dat sy teenwoordigheid en sy inspraak en sy Heilige Gees ons grootste aanwins en bate is, en nie die plastiek wat die wêreld vir ons probeer sê, is belangrik nie. Jy sien, hierdie wêreld probeer jou en my kleed wegneem. Probeer ons ontklee, dat ons onsself in 'n put bevind, en glo, ons is nie regverdig nie. Ons is nie geliefd nie. Hierdie wat ek nou beleef, is maar die lewe en my deel, as ek dit so kan uitdruk, die lot wat my gedeel is. Ek wil vanmôre sê, onthou, die afwesigheid van gemak beteken nie die afwesigheid van God nie. Ek wil dit weer sê, die afwesigheid van gemak beteken nie die afwesigheid van die Here nie. Want dis in daai oomblikke wat ek kan leer om dankbaar te wees ten spyte van die donker. Dis wanneer ek kies om te vertrou dat die Here steeds besig is om namens my te werk. En hoe kry ek en jy dit reg? Om te stop en terug te kyk. Nie uit my verlede uit te leef nie, maar om myself te herinner dat toe ons deur daai krisis gegaan het en ons nie hoop gehad het nie en ons nie geweet het hoe ons deur dit gaan kom nie. Kyk waar is ons vandag. Ja, daar's 'n nuwe storm, maar die Here het ons deurgedra. En toe ek hierdie voorberei, toe herinner ek myself van 'n ou koortjie wat ons baie jare terug in die kerk gesing het, deurgedra. Hy het my deurgedra. Hy verander nie. Hy bly konstant. Hy het my deurgedra. Maar as ons kies om net in die nou oomblikke te leef, is al wat ons gaan sien, die storm, die seer, die negatief, in plaas van om te sien, hy het nog nooit verander nie. Hy bly regverdig. Hy is 'n geliefde. Hy sal ons nie versaak nie. Hy's besig om te werk. Jy sien, sy guns volg ons in die proses van ons lewens. In vers 2 tot 4 van Genesis 39 kom Josef en hy kies om sy perspektief verander en hy sê, en die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat hy gehad het, aan hom oorgegee. Nou wil ek gou-gou sê, Josef in sy pa se huis word deur sy broers in 'n put gegooi. Sy broers verstaan, ons is nou in die moeilikheid, want hy is die geliefde van ons pa. Hoe haal ons hom uit hierdie put uit en sê vir hom, ons het met jou 'n grappie gemaak? Die eerste ding wat hy gaan doen is hy gaan sy pa vertel en sy pa gaan optree teen sy broers. Maar nou kom hulle ook en hulle sê, maar ons kan hom nie doodmaak nie, wat gaan ons doen? Ek wil hê vanmôre, ons moet onsself die verwerping indink. Sy broers vat sy kleed, wat 'n bietjie dalk van sy trots ook was, en hulle slag 'n dier en hulle maak dit vol bloed, en hulle gaan gee dit aan sy pa en sê, hy's dood. Maar toe is hulle nou nog slim ook. Hulle kry ekonomiese voordeel hieruit, hulle verkoop hom as 'n slaaf. Maar ek wil vanmôre hê ons moet hoor, selfs toe hy in 'n put was, kon hy nie 'n slaaf wees nie. Selfs in ons donkerste oomblik is ons nie slawe nie. In die negatiefste situasie is ons identiteit vasgemaak in wat hy sê ons is. En hy kom uit daai put uit en in 'n negatiewe, verwerpte omstandigheid van 'n put tot in die koning se heerskappy, as ek dit so kan uitdruk, tot weer in 'n tronk van weer die koning se vrou wat hom wou gehaat het.
sê die skrif, die Here was met Josef. Alles wat hy doen, was voorspoedig. Ek wil vanmôre sê, ek en jy kan vashou aan die waarheid, die Here is met jou. Die Here is met ons. Niks kan, niks sal dit ooit verander nie. Hy is in ons hoek en hy veg namens jou en my. Hy kies om hierdie waarheid te leef. Hy kies om hierdie waarheid oral saam met hom te dra. Ek weet nie van jou nie, maar ek was nog nooit in 'n tronk waar iemand in die tronk was of is. En binne 'n kwessie van 'n paar weke kom die tronkbewaarder en hy sê vir jou, luister, jy's anders as die res van hierdie gevangenes. Van vandag af stel ek jou aan as hoof van hierdie tronk. Jy pas hulle op. Het jy al van so iets gehoor? Hoe gebeur dit? Sy teenwoordigheid in Josef. Josef se afhanklikheid van die Here. En is dit guns van mense? Nee, dis guns van die Here. Want hy sit by die voete van die Here en hy praat met die Here en hy sien dit wat in sy lewe gebeur, nie as oomblikke wat hom lei in die verderf nie of in die duisternis nie, maar geleenthede vir die Here om homself as koning te kom kroon in sy lewe. Ek wil vanmôre vir jou en my sê, ons lewe in die spanning van 'n gebroke lewe. En ons word nie gespaar van put oomblikke of tronk oomblikke of donker oomblikke nie. Maar ek wil weer sê, ons guns in hom hang nie van plekke of omstandighede af nie. Dit vloei vanuit ons verhouding met hom. En vanmôre wil ek by ons pleit, moenie die proses haat nie. Moenie die proses probeer druk in 'n rigting nie. Maar stop en laat toe dat die Here in die proses saam met ons is. Dit vorm jou en my. Dit gee ons die nodige gereedskap om dit te doen waarvoor ek en jy geroep is. Dis in hierdie proses waar ons die oomblikke kan sien, waar die Here my storie skryf en sy vingerafdrukke in die boek van my lewe is. Ek wil vanmôre sê, soos ek al reeds gesê het, Genesis 50 vers 20 sê, julle het kwaad teen my bedoel, maar die Here het dit ten goeie gedink. Josef kon soveel ander goed gesê het. Die verraad, die valse beskuldiging deur die koning se vrou, die vergete jare wat hy in die tronk beleef het. Alles wat hy deur was, the good, the bad and the ugly. Alles was deel van 'n proses. Daai proses het hom bestuur na waar hy homself gevind het. God het elke onreg in sy lewe as 'n instrument vir sy doel gebruik. Die negatiefste oomblikke verander in die beste oomblikke. God se guns vanmôre voorkom nie swaar kry nie, maar dit transformeer die swaar kry in ons lewe. Dit verander hoe ons dit beleef, hoe ons dit deurgaan en hoe dit deur en in ons lewens gebruik word. Ek wil vanmôre vir jou vra om gereeld terug te kyk en oomblikke te identifiseer waar dit dalk vir jou 'n slegte oomblik was, maar waarin jy die voorsiening van die Here sien. Weet ek sê nou die dag vir 'n jong paartjie wat ek trou. Hoekom dit hulle so lank gevat het om te besluit om te trou? En toe sê hulle vir my, hulle probeer spaar sodat hulle genoeg geld kan hê om te trou. En ek sê toe vir hulle, as jy wag vir geld om te trou, trou jy nooit nie. Die van ons wat lank getroud is, weet. En toe sê ek ook vir hulle, moet ook nie spaar om kinders te kry nie, want jy gaan ook nooit genoeg geld hê om kinders te kry nie. Maar wat gebeur? In hierdie lewe vat ons hierdie geloof, hierdie oomblik in ons trou.
En nou is ons in hierdie verhouding met mekaar. En ons weet nie hoe nie, maar ons maak dit. En skielik in hierdie verhouding word daar 'n kleintjie gebore. Nie as gevolg van ons spaarplan nie, want die van julle wat ouers is weet, jy kan soveel geld in die bankie as wat jy wil. Jou mediese fonds kan oukei wees as hulle siek word. Is jou voorbereiding en jou Desember vakansiegeldjies by die see in sy piekie in. Maar vandag staan ek hier en myne is 25 en 22 en nooit 'n enkele dag sonder kos gegaan nie. Nooit 'n enkele dag sonder klere gegaan nie. Hoe het dit gebeur? Ek weet nie. Ek weet nie. Daar was oomblikke wat ek vir my vrou gesê het, dis onregverdig dat ek dit wat ek gespaar het, wat ek vir myself wil koop, nou vir hulle moet gee. Ek is eerlik met jou, kom ouers, het julle nog nooit so gevoel nie? Hoe het ons dit gemaak? Ek weet nie. Maar in dit staan ek vandag en ek kyk terug en daar is daai dankbare oomblikke en die voorsiening van alles wat jy dalk moes gee, het die Here op 'n ander manier deur ander faktore weer sigbaar kom maak in jou lewe. Dit gaan nie oor wat ons dink in terme van guns oor die wêreld nie, maar dit gaan oor wie hy is en wat hy in ons en deur ons doen. Wanneer ek en jy kies om deur die lens van die Here se storie te kyk, word selfs die negatiefste, donkerste oomblikke in ons lewens die mooiste oomblikke in ons lewe. En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my, terwyl ek afsluit, jou oë te sluit. En wanneer jy jou oë sluit vanmôre, wil ek jou nooi om vir 'n oomblik net bietjie stil te staan by jou lewe. En ek wil jou nooi om 'n bietjie terug te dink na sekere merkers in jou lewe. Groot oomblikke in jou lewe. En dit kan goeie oomblikke wees, maar dalk is al so een of twee wat jy konstant oor sê, ek bid so iets gebeur nooit weer in my lewe nie. Ek dink almal van ons het sulke geleenthede. Maar nou wil ek jou net uitdaag, terwyl elke oog gesluit is, om net jou verwysing te verander. En in daai oomblik die Here se hand te sien. Die Here se vingerafdruk te sien. Kan jy dit sien vanmôre? Want is krities dat ek en jy dit sien. Want dit stel ons op vir die volgende storm in ons lewe, om hom weer sigbaar te sien. Iewers in die wêreld se tydloop het ons as Christene gedink, God is gelukkig met my as dit goed gaan met my. Is nie die waarheid nie. God is gelukkig met my ongeag wat ek doen, want hy het sy seun vir my gegee om dit aan jou en my te bewys. Maar vanmôre wil ek sê, sien die oomblikke vir wat dit is. Dis geleenthede om my dankbaarheid en my afhanklikheid aan hom te bevestig. In Amerika, in die pleins van die groot velde, die vlaktes in Amerika, is daar 'n dier, baie soos ons buffels, wat genoem word die bison. Baie groot dier. En die interessante ding van daai dier is, dat wanneer 'n storm oor daai vlaktes opkom, hulle nie van die storm weghardloop nie, maar hulle hardloop na die storm toe. Want die kortste pad deur 'n storm is in die storm in. Want die storm kom aan, en terwyl jy hom aanloop, waai hy ook verby. Maar die wat probeer van die storm af weghardloop, word verswelg deur die storm. Die wat van hom af weghardloop, probeer die krag en die mag van die storm ontsê. Maar wanneer ons die storm aanhardloop, sien vir wat dit is, 'n geleentheid om deur te kom, dan begin ons guns in hom sien. Dan begin ons dankbaarheid beklemtoon. Dan begin ons verstaan
dat hierdie 'n oomblik van oorwinning is en nie 'n oomblik waarin ek verloor nie. Dis waarin ek my afhanklikheid weer eens kan bevestig. En ek wil jou nooi vanmôre, kan ek en jy vanmôre sê dankie? Dankie Here vir die teenwoordigheid in my storm. Al draai my storm nie uit soos ek dink nie, kan ek vanmôre sê dankie for the good, for the bad and for the ugly. Kan ek vanmôre bely. En ek wil, terwyl elke oog gesluit is en ek nou vir ons gaan bid, wil ek vanmôre sê, Josef se lewe leer jou en my, die Here se guns is nie broos nie. Dit hou stand deur verraad, deur ongeregtigheid. Dieselfde Here wat saam met hom in die paleis was saam met hom in die put en die tronk. Dieselfde Here waar jou belewenis in die goeie was, is ook saam met jou in jou storm. Mag ek en jy vanmôre daardie woorde hoor. Mag en jy vanmôre reflekteer en vashou aan daardie waarheid. En dat ons nie leef van 'n verwysing dat die Here ongunstig voel oor my nie, maar dat my verhouding altyd sal beklemtoon. Hy's 'n goeie en hy's 'n getroue Vader. Here, baie dankie dat Josef se lewe vir ons 'n voorbeeld is. 'n Lewe wat die goeie, die slegte, die pynlike beleef het. Maar nêrens in sy reis het hy ooit nie u guns beleef nie. In sy donkerste oomblikke was hy met hom. In sy seerste tye het hy met hom gepraat en hom naby gehou. En die persepsie van wat hy beleef is onderdruk deur die waarheid van wie hy sê hy is en waar hy homself bevind. Mag ons lewe nie bepaal word deur die storms nie, maar eerder bepaal word vanuit ons verhouding en waarheidsbelewenis van wie u is. En mag ons die oomblikke van die voorsiening en nabyheid in die storms herken, want dit gee ons die bewoording, dit gee ons die geloof om deur te druk en vas te hou, om die storm tromp op te loop en deur die storm te gaan. En ek dank U daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Net voor ek oorgie aan Wessel, wil ek julle net ons herinner vanmôre. Ons het hierdie liedjie gesing. So I throw up my hands and praise you again and again, because all that I have is a hallelujah. Jy sien, soms in die storms van ons lewe, het ons nie eers die woorde om ons seer en dit waardeur ons gaan te bewoord nie. Die wonderlike ding is, sy guns en teenwoordigheid in ons lewe het nie eers nodig dat ek en jy dit verwoord nie. Al wat ons het is 'n verklaring. Halleluja. Dit sal so wees. Hy sal die goeie, die slegte en die seer tot jou en my voordeel uitwerk in Jesus.